Ek kan nie onthou of ek verlede week vir julle, nee verlede week nie, definitief nie verlede weekie, 2 weke terug genoem het nie, dalk het ek, maar noem ek dit maar weer. Hoofstuk 1 tot 11 van Genesis het vir ons nou 'n baie mooi prentjie geskets van hoe die mens sukkel om aan God gehoorsaam te wees. En dit glad nie reg kry nie. En toe kom Genesis 12 tot by Genesis 25 en dan sien ons 'n nuwe verhaal met baie hoofstukke, onderafdeling, seasons, soos hulle in die Engelse episode sal sê. En dit is die verhaal van Abraham, wat aanvanklik ook sukkel, maar aan die einde van sy verhaal, dan sien ons 'n man wat inderdaad 'n geloofsreis gestap het, en dit voluit end uit deurloop het, deurleef het, moet ek seker eerder sê. En nou kom ons by 'n nog 'n nuwe seisoen, waar ons nou Abraham se nasate gaan lees en hulle verhale. En ja, so dis 'n nuwe hoofstuk wat ons nou betree. En ek sien ook uit daarna. Maar kom ons sit net so, dan bid ons eers saam. Here, baie dankie dat ons weer hier by mekaar kan wees. Dankie vir u liefde, u trou, vir elkeen wat hier is, ook vir hulle wat verskoning gemaak het, wat ook siek is. En ons vra, Here, dat u met elkeen sal wees. Dankie vir die voorreg om verder te lees. En soos elke ander keer wil u vir ons help om ook te sien wat u wil hê ons moet sien. Dankie vir hierdie kosbare verhale. Ons loof u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Goed. Is julle reg vir lees? Ek dink kom ons lees hoofstuk 25 van vers 19 af. Hendrik, sal ons maar by jou begin. As ek te vinnig vir jou. Vanaf vers? 19, hoofstuk 25. Rebekka se tweeling word gebore. Hierdie is 'n verhaal van Abraham se seun Isak. Isak was 40 jaar oud toe hy getroud was met Rebekka, die dogter van Betuel, die Arameer van Panda Aram. Laban was haar broer. Rebekka het nie kinders gehad nie en Isak het gebid om vir haar 'n kind te gee. Toe het sy swanger geword. Vers 22, die kinders het in haar teen mekaar. Die kinders het in haar teen mekaar gestaan en toe sê sy, waarom gebeur so iets met my? Sy het toe die Here gaan raadpleeg en hy het vir haar gesê, daar is 2 nasies in jou, 2 volke uit jou sal van mekaar geskei word. Een sal sterker wees as die ander, die oudste sal die jongste dien. Toe die tyd aanbreek, is die tweeling gebore. Die eerste was by geboorte baie rooierig. Hy was ook so van die hare oortrek, dat dit soos 'n harige kleed gelyk het. Daarom het hulle hom Esau genoem. Sy broer is na hom gebore en die se hand het aan Esau se hakspeen vasgehou. Hy is Jakob genoem. Isak was 60 jaar oud toe hy gebore is. Die seuns het groot geword. Esau was 'n ervare jagter, 'n man van die veld. Jakob was 'n rustige mens. Hy het tuis gebly. Isak het Esau voorgetrek, want Isak het van dodsvleis gehou. Rebekka weer het vir Jakob voorgetrek. Op 'n dag terwyl Jakob wensies op aan die kook was, kom Esau doodmoeg uit die veld aan en sê vir Jakob, laat my gou van die rooi goed wegsluk. Vandaar die rooi goed, ek is doodmoeg. Daarom is hy een omgenoem. Toe sê Jakob vir hom, verkoop eers jou reg as eersgeborene aan my.
Esau het geantwoord en gesê, ek gaan tog sterf. Wat baat het my om die eerstgeborene te wees? Jakob sê toe vir hom, beloof my nou met 'n eed, dat jy jou reg as eerstgeborene aan my sal oormaak. Esau het dit gedoen, en so sy reg as eerstgeborene aan Jakob verkoop. Daarna het hy vir Esau brood en rensiesop gegee en hy het geëet. Toe hy klaar was, het hy uitgestap. Dit is hoe min Esau gedink het van sy reg as eerstgeborene. Goed, ons gaan net eers tot daar lees. Ek wil net so een stapie terug gaan. En dit is 25 vers 10. Nee, vers 9. Toe Abraham gesterf het, sy seuns Isak en Ismael het hom begrawe. Of julle dit raak gelees het verlede weekie. Dit is vir my nogals opvallend, want 'n mens hoor niks van Ismael wanneer hy nou weet in die woestyn was en hy het tog nog nie selfone gehad en weet so hulle moes tog op 'n manier geweet het waar hy was, woonagtig was en iemand moes hom toe nou verwittig het, maar luister, jou pa is oorlede en hy het gekom en saam met Isak is die pa begrawe en daarna hoor 'n mens nie weer van Ismael nie behalwe van die oorlog wat daarna sou volg. Ja. En hy was toe die eerstgeborene gewees van die begin af. En toe het hy sy geboortereg moes verkoop aan. Ja, dit is nou Isak, maar ek praat nou van Ismael wat nou Isak se broer was. So as ons nou 'n bietjie terug gaan, né? So daar's ook twee broers, weliswaar halfbroers. Hulle eer hulle pa saam, want die Here het mos vir Abraham gesê, ek gaan al twee jou seuns seën met 'n groot nageslag. Maar later van tyd na Abraham se dood, lees ons nie weer van Ismael nie, behalwe dat sy nasate aan mekaar in oorlog gewikkel was met Israel. En dan wanneer ons nou by hierdie verhaal kom van Jakob en Esau en Jakob, ons sê mos altyd Jakob en Esau, maar dit is eintlik Esau en Jakob, né? So van meets af sien ons sommer in die baarmoeder is daar al 'n stryd. Hulle stamp aan mekaar. Dit is asof hulle al reeds in die baarmoeder met mekaar beklei, maar dit is nou twee bloedbroers. So daar word alreeds iets vir ons gesuggereer van 'n stryd wat van hier af vorentoe maar net verder gaan aangaan. So dit is asof aan die begin van hierdie nuwe hoofstuk begin eintlik al met 'n stukkie spanning. En ons het nou net gedink, na Abraham, alles het nou so mooi geëindig. Hoewel, is ons net, en dalk het julle daaroor gesels, ek sommer 'n interessanthede wat ek nou vir myself ook weer herhaal. Abraham, toe hy begrawe is hy ook begrawe in die Makpela grot, wat hy self gekoop het. En onthou, in al sy reise wat hy gehad het, sy reis op pad na die land wat die Here vir hom wou gee, het hy nooit sy grond besit nadat hy uit sy eie geboorteplek uitgetrek het. En hy was die hele tyd 'n reisiger, 'n swerwer. So sy enigste grondbesitting wat hy eintlik gehad het, was hierdie stukkie grot. En dan sou mens later sien dat Jakob en dan ook wie was nou Abraham, Isak en Jakob. Nou Isak en Jakob sou uiteindelik ook saam met hulle vrouens sou ook in daardie selfde grot begrawe word. Ek self was nog nie daar nie, maar blykbaar kan mens dit tot vandag toe nog gaan besoek en ek sou nogals dit wou sien. Was julle daar? Nee. Ek het gelees dat daai ons vaders wat almal Abraham, Isak en Jakob met hulle vrouens gesê, hierdie God is dit in Hebron.
Want hulle sê dis 'n weerbron. Ja. Ja, dit moet wees. Hulle praat nie so van oors van Mamre, hulle Ja. sê nie heebron. Ja. Maar dis waar ek glo is 'n heebron. Ja. Maar ek sou dit nogals wou sien. En miskien as mense dit Google, dan gaan jy ook ietsie daarvan kan sien. Ja. So die naam self is nog eerlik. Ja. Ja, ek weet nie of dit vandag nog so bekend staan nie, maar as jy nou op 'n toer gaan, dan sal hulle jou vat so toe. As mens nou Google. Ja, jy sal dit kry. Ja, jy sal. Of Google net Abrams Grey. Dan sal jy dit ook kry. Ja. Goed. Ja, so ek het nou so 'n bietjie vorentoe gespring, maar voor Isak, Jakob en Esau en Jakob gebore is daar kort sinne weer eens. Min sinne wat tog baie sê. Hier volg besonderhede oor Isak, seun van Abraham. Nou as jy nou daai sinnetjie lees, dan gaan jy dink, okay, hier kom nou weer 'n lang storie, maar dis kort en op die man af. Abraham was Isak se pa, en toe Isak 40 jaar oud was, het hy met Rebekka getrou. Goed, so hy het ook al reeds in 'n laat stadium van sy lewe getrou. En ergens het ek gelees dat Isak ook 'n redelike introvert was. Dit staan ook so in julle notas. Was nie 'n man van veel woorde nie. Dalk was dit hoekom hy ook lank gevat het om 'n vrou te kry, of nee. Sy pa wou mos nie gehad het hy moet trou met een van die Kanaanitiese vrouens nie. Goed. So Abraham was Isak se pa, en toe Isak 40 jaar oud was, het hy met Rebekka getrou. Sy was die dogter van Betuel, 'n Arameer uit Padan Aram, en 'n suster van Laban, die Arameer. Ons weet hierdie mos nou, ons het dit al gehoor. Hoekom sal dit nou weer hier staan? Dink julle? Is dit om ons te herinner? Of dan nou die eerste leser te herinner, sodat ons net weer die draad van die storie kan kry? Dis 'n moontlikheid. En waarskynlik is dit so, soos wat ek nou 'n bietjie teruggaan het om weer die draad op te tel, kan dit wees. Maar een van die ander redes is ook, as 'n mens gaan kyk en toe die bronne saamgestel was, en julle onthou nou die ballingskap storie waar die verhale vir die eerste keer saamgestel is, toe hulle die priesters het verskillende bronne gehad wat hulle reeds op skrif gehad het, wat hulle nagegaan het en dit dan saamgevoeg het. So daar was nou die priesterbron en die Jawistiese bron en Elohim, en almal van hulle het aspekte gehad van hierdie verhale, soos wat mens die evangelies kry, wat jy nou Matteus, Markus, Lukas uit verskillende oogpunte eintlik maar dieselfde verhaal vertel. So die priesters het gegaan en hierdie verskillende bronne het hulle bymekaar gevoeg, en dit kan wees dat een van die bronne wat hulle gebruik het, begin die verhaal so, waar dit in die ander verhale nie noodwendig so opgeteken was nie, maar nou voeg hulle dit saam. En dan kry jy weer, klink soos 'n herhaling, maar eintlik is dit net, dis nog 'n angle, nog 'n hoek wat vir ons gegee word. Maar ek dink hulle sou dit ook geweet het, en dan sou dit nie geplaat om dit weer in te sit nie, want dis tog goed om net weer te herhaal, weer te hoor, net weer die draad op te tel. Met ander woorde, ons het nou al hierdie verhaal gelees van Abraham, en ons net in die vorige verhaal, onthou julle, hoe Abraham se slaaf moes gegaan het om vir Isak 'n vrou te gaan soek. Onthou julle wie was sy? Haar pa gewees en haar ma en so aan. Maar nou gaan hierdie verhaal gaan nou verder. So dit is nogals interessant, en dan word hy 'n naam genoem. Sy was 'n suster van Laban die Arameer. Nou Laban se naam gaan 'n mens weer hoor vorentoe. So knoop daai naam vas.
Want hy het ook 'n rol te speel in die res van die intrige, die verhaal wat gaan volg. Ons gaan nie nou daaroor praat nie. Maar nou kom hierdie sinnetjie vers 21. Isak, die introvert, die man wat nie baie praat nie, het tot die Here gebid oor sy vrou, want sy was kinderloos. Nou dit klink bekend. Dit klink amper soos Abraham se verhaal. Nou Isak is ook nie meer jonk, hy is dan nog nie 90 nie, maar hy is ook nie meer jonk nie. Maar as 'n mens nou moet vat hoe lank hy gebid het, of ja, wel hy het obviously lank gebid, maar hoe lank het dit gevat voordat Jakob en Esau gebore is, of Rebekka dan nou swanger geword het? 20 jaar. So hy was eintlik al grys, seker. Soos ek op pad is en baie van julle al reeds is. Maar so dit klink amper soos hier kom 'n herhaling van dieselfde verhaal. Nou hoekom op dese aarde sal dit so wees? Maar wat ook interessant is dat Isak bid. Hy bid gelowig. Miskien, en nou spekuleer 'n mens maar net, het hy en Rebekka ook getwyfel en gesê, joh, of dalk het hy getwyfel en gesê, joh, het my pa se slaaf dan nou regtig so goed geluister vir die Here? Was dit regtig die Here se plan gewees dat ek met Rebekka moes getrou het? Hoewel hy regtig baie lief was vir Rebekka. En daaroor het ons nou nie twyfel nie, maar nageslag was belangrik en hy het tog geweet, maar die Here het aan sy pa 'n groot nageslag beloof en wat nou? En dan bid hy tot die Here. En dan lees ons, wel, nie net hy het gebid nie, maar ook Rebekka. Maar eers nadat sy swanger geword het, nee. Maar hoekom het sy gebid? Het een van julle 'n tweeling? Nee. Iemand van julle kom nie uit 'n tweeling familie uit nie. Nou, ek het nog nie gehoor dat kleintjies in die baarmoeder beklei nie, maar jy weet mos kleintjies skop en jy kan voel. Maar as daar nou 2 is, so sy moes regtig seker gevoel het, maar dit is soos asof jy 'n boksgeveg hier binnekant my is. Soos hierdie 2. Ja. Dink jy, dis hoekom sy sê, hoekom gebeur so iets met my? Was dit wat bevraagteken sy, die stand teen mekaar? Ja. Of die kleintjies? Kom ons gesels daaroor. Want sy sê, so sy raadpleeg toe die Here. Ja. En hoe het sy hom geraadpleeg? Het sy self gebid, of was dit dalk deur 'n profeet of 'n priester? Ons weet nie, maar die punt is, sy het die Here En die Here het al geantwoord. geraadpleeg en hy het geantwoord. Die kinders het in haar teen mekaar gestamp en toe sê sy, waarom gebeur so iets met my? So sy het spanning aangevoel, waarskynlik. Dalk was sy bekommerd, maar as dit so aangaan, dan gaan ek hulle verloor. Maar ek voel of sy kon ons nou nie geweet het dis 2 nie. Dis dan nou haar eerste kinders. Sy weet ons nie eers, ek meen, die eerste enetjie, dan sê hulle nie, maar jy weet, daai eerste gevoel is soos 'n vlindertjie, daai eerste bewegingkies, soos eventjies. En nou kom hierdie vreeslike gewoel natuurlik seker dan nou by. Ek dink dit was waarskynlik al op 'n gevorderde stadium. Ja, want sy toe op daai stadium nog. En hulle het seker geweet 'n tweeling dan lyk 'n mens groter. I don't know. Sy was klein, hulle was maar net baie woelig, baie geskok. Ja. Maar daai jare, ek stem saam met jou, ek het nie geweet. Is dit 1 of 2 of 4? Maar dalk het hulle 4 knoppe gevoel. Waar hulle geweet is enetjie was hulle 2 knieknoppe gevoel het, maar nou voel hulle hier's baie knoppe wat hier. Sarah, jy wil sê. Ek sê dis amper ironies, ek meen. Sy was lank kinderloos. En toe sy nou swanger word, het hulle gedink ten minste 1 kind, nie gedink aan tweeling. En dis hoekom sy nou gevra, nou hoekom? Ja.
Ja. Jy het so met my. En dalk het sy dan intuïtief aangevoel, want moeders voel mos aan. Ja. Maar as die 2 is, dan kan dit potensieel moeilikheid veroorsaak. Ek weet nie. Thys, wat jy het gesê. Ken Stevie, my gedagtes is nou nie hier nie. Nee, is okay. Maar Ja. waar sê jy nou af, sê jy? Nee, nee, die spanning wat alreeds hier gesuggereer word. So, hier is min sinne, maar hy word al baie vir ons gesê. Louis, juffrou? Dit is vir my interessant as 'n mens dink, daai tyd soos jy sê, hulle het nie geweet nie, maar ek dink sy het miskien. En die het sy gevoel. Okay. Ja, hier sê hulle ook dat die Here het gesê 2 seuns wat jy verwag. So hy dan nou vir haar die antwoord gegee. Ja. So die skrywer ag dit nie belangrik dat ons nou al die detail moet weet nie. Wat presies bedoel sy, maar hoekom het so iets met my gebeur? So ons kan nou daaroor spekuleer. Maar as sy daaroor bid, wat dit ook al is wat haar pla, dan kry sy wel 'n antwoord. En die antwoord wat die Here vir haar gee, bevestig eintlik dalk nou maar wat dit is wat haar gepla het, dat hier is dalk 2 in my, maar hoekom voel dit of hulle beklei? Hulle is nog nie eens gebore nie, maar dit voel of alreeds of hulle beklei, stamp. Toch seker wel voetvroue en vrouens Ja, wat geweet het uit ervaring uit, ja. Ja. So die Here antwoord daar, daar is 2 nasies in jou. Nie 2 kinders nie, 2 nasies. So as sy gewonder het, maar wat van my nageslag, of gaan ek hulle verloor, of wat ook al, as hulle so gaan aanhou, gee die Here haar die versekering, daar is nie net 1 nasie, ne, 2 nasies in jou, so daar kom baie nageslag uit jou uit. Daar sal 2 nasies, daar's 2 nasies in jou, 2 volke uit jou sal van mekaar geskei word. Een sal sterker wees as die ander en die oudste sal die jongste dien. So, sy weet al iets wat die ander nie weet nie. Ja. En sy kies die jongste ene. Ja. Sy kies die jongste ene. Goed, en dan toe Rebekka haar kinders in die wêreld bring, was dit 'n tweeling seentjie. Die eerste is gebore rooi, vol hare, soos 'n veljas. Nou lees ons daar, Isak het van Esau gehou, en hy het hom voorgetrek, waarskynlik omdat Isak ook van vleis gehou het, en Esau was die jagter, maar het van Jakob gehou, maar dalk ook omdat sy geweet het wat die ander nog nie weet nie. Ons weet nie, maar dit is hoe dit is, en dan lees ons nou die verhaal van wanneer hulle al groot is, en die hele verhaal oor die eerste geboortereg. Kort en kragtig, hier word nie baie lensies gespil nie. Is dit waar die gesegde daar vandaan kom? Ek weet nie. Hoekom gebeur dit so? En hoekom eindig dit soos dit eindig? Dit is hoe min Esau gedink het van sy reg as eersgeborene. Hoekom eindig dit nie met heng Jakob, jy was 'n skurk? Ja. Maar die Here het ons nou nie gesê, die oudste gaan die jongste dien. Ja. So hier het dit gebeur, dat sy eersgebore reg, en Jakob het die eersgebore reg. Ja. So nou is hy eerste, en Esau is dan nou tweede. Ja, maar is dit reg wat Nee, natuurlijk. wat Jakob gedoen het? Dis baie slinks. Ek dink is onder andere wat ek dink ons verlede week daaroor gepraat, nee, nou baie
groot karakters in die Bybel is, Ja. dat 'n mens dink, hy moet eintlik van sy klein dae af 'n mooi pad loop. Maar so baie van hulle is daar maar 'n kinkel in hulle kabels, hulle karakters, daar's iets wat nie reg is nie, wat vir ons eintlik half moeilik is om dan te aanvaar, daardie een gaan 'n uitverkorene van die Here wees. En tog gebeur dit so. Ja, nee, absoluut. Die feit dat die Here gesê het die ouere gaan die jongere dien, beteken dit dat die Here goedgekeur het wat gaan gebeur? So nee, Is dit nie die Here se plan? Hy is die een wat voorgaan weet. Ja, maar so sê dis die Here se plan, dan klink dit asof die Here bedriegery goedkeur. Dit is 'n moeilike antwoord, want 'n mens weet nie. Dit voel vir 'n mens of mens was die Here het dit toegelaat dat dit gebeur. Okay. Hy het dit toegelaat. Dit voel vir 'n mens of die Here hom eintlik moes gestraf het. Want dit is wat ons as mense eintlik verwag. En is wat ons sou gedoen het. Ja, ons verwag altyd straf op 'n verkeerde dag. Ja. Kan nie die slimste een elke keer straf nie. Ja, slim vang sy baas. Ja. Hier staan nie dat die Here dit goedgekeur het nie, maar die Here het dit geweet. Want hy is alwetend. En in soveel ander verhale in die Bybel sien ons dit, dat mense maak foute en tog gebruik die Here daai fout. Ek bedoel, daar was Dawid ook. Hy was nie engel nie. Hy het baie dom foute gemaak. Maar tog, deur die foute wat hy gemaak het, met Batsaba byvoorbeeld, as Jesus se geslagsregister loop deur haar. Loop deur hierdie bedrieger Esau. Wat vir ons dalk al iets sê, nie dalk nie, ons wat nou hierdie kant van die lyn staan in die Nuwe Testamentiese kant, kan sien hoe God se plan loop deur selfs gebroke mense. Ons dalk sê juis vir gebroke mense, as gevolg van gebroke mense. So die Here, weer eens, ons is nie marionette aan touwtjies en alles loop het honkie dorie, presies regie. Ons leef in 'n wêreld vol foute. En die Here weet eintlik al wat die foute is wat ons gaan maak, maar hy is lankmoedig, hy's geduldig en hy ja, hy vergewe. Ja, Sarel? Maar wat sou Jakob gedryf om vir Esau te sê verkoop jou eerstgeborene reg aan my? Jaloesie? Omdat sy ma kon vir hom iets om so groot gemaak. vertel het wat sy geweet het wat die ander nog nie weet nie. Maar dan lyk dit asof Esau nou soos dit hier geklaar en min gedink het van sy reg, want hy het gepraat, ek gaan toch sterf, wat my eerstgeborene het, asof hy geen waarde daaraan geheg het. Ja. En met vrymoedigheid dit nou oorgeteken het aan. Ja, so dit wat hy gedoen het is ook nie reg nie. Om min te dink van jou eersgebore reg, sê jy eer eintlik nie jou vader nie. Jy's eintlik baie disrespectful. Jy wil nie jou verantwoordelikhede nakom nie. Is dit Is dit wat die eerstgebore reg is? Jy's as eerstgeborene is die hooferfgenaam. Ja. Maar sy pa het hom voorgetrek, so hy het gedink, ag ek verkoop my eerstgeboortereg. My pa gaan in elk geval vir my. Dit is moontlik. Ja, ek is my pa se wit broodjie, so hy sal dit in elk geval nie toelaat nie. So Jakob kan dalk nou maar doen wat hy wil. So miskien hy's honger en hy wil kos hê en hy sê ag wat
daar's 'n fyn lyn. Daar's 'n fyn lyn, né? As dit 'n tweeling ook is. Ja. Dit is ons. Maar as ons nou net vorentoe kyk 'n bietjie, Ja. dan sien 'n mens wat het Jakob nou eintlik geërf van sy pa? Niks. Hy het seën. Hy het nie die seën gekry van die Here wat Isak vir hom gegee het. En van wat hy gehad het, het hy nog gekry en self uitgeboer en nogal vir Esau, toe hulle weer ontmoet, groot geskenke gegee. So daar kom later van tyd kom daar weer 'n stuk Nee, maar Esau versoening. het alles gekry van Isak, toe Jakob nie meer daar is nie. Hulle sê, wat is die eerstgeborene se reg? Van die Here om die seën Ja, wat hy gekry het, en hy is geseën gewees. hy was ja. Ja, dat oom Wilkie sê 'n belangrike ding daar. Want dit gaan onthou dit gaan oor die nageslag, né? So daai seën wat geplaas word op jou eersgeborene is om seker te maak dat my heresie gaan eintlik deur hierdie lyn beweeg. Oom Wilkie is heeltemal reg. Jakob maak eintlik ook misbruik van 'n situasie. Hier kom Esau, hy's moeg. Hy was lank in die veld en hy kom by die huis, hy sien hierdie, wat is daai rooi goed? Oef, dit ruik lekker. Dis nie vleis nie, ek gee nie om nie, maar dit ruik verskriklik lekker en ek is regtig honger. En Jakob sien dit en hy maak misbruik van die situasie. Ja. Wonder of hy vir hom nog steeds van die kos sou gegee het as Esau gesê het, nee jene, ons kan hom nie dit doen nie. Dit weet ons ook nie. Of dalk het sou hulle weer beklei het, ja. Ja. Ja, dit is amper snaaks, want as mens dink, as my suster of my broer my kom en ek sê nie eers dink aan, hulle moet vra nie, ek sal gee Ja. vra. Ja. So, dis miskien al amper Is hy nie soveel waarde daaraan geheg, soos wat hy seker moes nie. Ja. Dis dalk juist die punt, né? Dat 'n mens vir iets soos sop ja. So dalk is die punt juist is dit hoe min jy van jou eersgebore regte, net vir 'n bietjie sop. Seker as jy na ma toe gegaan het, sy sou ook vir jou iets gegee het. Ja, natuurlijk. Dit is. Goed. Dan gaan die verhaal aan. Wie het laaste gelees? Meneer Steve, Hallo. kan ek net gou iets vra? Ja. Net 'n vraagteken. Aha. Esau se nageslag, Ja. Edomite. Ja. Ismael se nageslag is die? Dis nie die Sodomite? Nee. Hulle was twee Nee, Ismael, aparte nasies. Ja, kyk is maar die Arabiere. So as jy gaan teruggaan dan sal hulle almal sal van die Arabiere van die Arabiese stamme gewees het. Was dit Esau se nageslag? Ja. Die Arabiere. Ja, en Ismael. O ja. Ja. En we beklei nog. Beklei nog steeds. Ja. Dan die Anna. Isak en Abimelek. Na die eerste hongersnood vroeër in Abraham se tyd was daar weer 'n hongersnood in die land. Isak het toe na Gerar getrek, na koning Abimelek van die Filistyne toe. Die Here het aan Isak verskyn en hom gesê: "Moenie Egipte toe trek nie. Bly waar ek jou sê, in hierdie land." Bly 'n tyd lank hier en ek sal by jou wees en jou voorspoedig maak. Ek gee hierdie hele wêreld aan jou en jou nageslag. Ek sal die belofte nakom wat ek met 'n eed teenoor jou vader Abraham afgelê het. Nou vers 4. Ek sien jou nageslag so baie maak dat hulle sal wees soos die sterre in die hemel
En hierdie hele gebied sal ek vir jou gee. Al die volke van die aarde sal by jou nageslag kom seun soek. Ek sal alles doen omdat Abraham aan my gehoorsaam was en my wette en bevele uitgevoer het. Isak het toe in Gerar gebly. Die mense daar het oor sy vrou begin uitvra en hy het gesê, dit is my suster. Hy. Hy was bang om te sê, dit is sy vrou, want dan sou hulle hom dalk doodmaak oor Rebekka wat 'n baie mooi vrou was. Al die tyd lank daar gebly het, die koning van die Filistyn het eendag weer die venster gesien hoe Isak vir Rebekka liefkoos. Abimelek het Isak laat roep en vir hom gesê, sy is nou jou vrou, hoe kom jy gesê sy is jou suster? Dis omdat ek bang was, iemand maak my dood om haar in die hande te kry, antwoord Isak. Daarop sê Abimelek, wat het jy ons aangedoen? Hoe maklik kon een van die mans met jou vrou gemeenskap gehad het, en dan was jy die oorsaak dat ons sonde gedoen het. Abimelek het toe al sy mense gewaarsku, wie hierdie man as sy vrou molesteer sal doodgemaak word. Isak het die land gebied gesaai, en daardie jare die saad 100voudig geskied. Die Here het hom voorspoedig gemaak. En hy het 'n ryk man geword. Hy het vooruitgegaan sodat hy later baie ryk was. Hy het troppe kleinvee en grootvee gehad en baie slawe. Toe het die Filistyne uit afguns al die putte wat die slawe van sy pa Abraham nog in sy tyd gegrawe het, toegegooi en opgeval. Toe sê Abimelek vir Isak, trek weg van ons af, jy het vir ons te sterk geword. Hy is toe dan weg en het by Gerarstruitkamp opgeslaan en daar gebly. Isak het toe die putte oopgegrawe wat in sy pa Abraham se tyd gegrawe is en wat na Abraham se dood deur die Filistyne toegegooi is. Isak het die name wat sy pa aan die punte gegee het weer aan hulle gegee. Isak se slawe het 'n put gegrawe, in 'n spruit en sterk water gekry. Toe stry die skaapwagters van Gerar met die van Isak en sê, die water behoort aan ons. Isak het toe die put Risi genoem, omdat hulle daar met hom rusie gemaak het. Sy slawe het 'n ander put gegrawe en ook daaroor die Filistyne klagtes gehad. En toe noem Isak die put, Isak dit klagte. Van daar af het hy versit en 'n ander put gegrawe en hulle het nie daaroor gestry nie. Toe noem hulle die put ruimte, want het hy gesê, nou het die Here vir ons ruimte gemaak en in die land sal ons voorspoedig wees. Ek dink ons moet nou net eers totaal lees. Wat hoor julle? Dieselfde storie. Ai. Abraham kan ons nog sê, Sarah was daarom sy halfsuster. Isak, is nie sy sussie nie, dit kan ook sy niggie wees. Ja. Ja, selfde vrese, selfde storie wat herhaal. Moenie met 'n mooi vrou trou. If you wanna be happy. Luister maar, het julle gesien wat gebeur toe Abimelek by sy venster uitgekyk het? Ja. Isak het vir Rebekka geliefkoos. Hy moes haar nie net 'n pikswenkie gegee het nie. So hier sien ons as eintlik 'n teruggryp na die vorige hoofstuk dat hy regtig vir Rebekka liefgehad het. In elk geval, ja. En dan behalwe nou die oneerlikheid, dan lees ons van putte
Wat kry jy nou eintlik in putte? Water. Water is 'n simbool van lewe en vrede, né? As jy die geluid van water hoor, is vreedsaam. Maar hier het water by 2 geleenthede die simbool van rusie en klagtes en Isak noem hulle ook so. Maar dis die hele trant van die verhaal gaan oor twis, rusie, klagtes. Maar die derde put, daar kla niemand meer nie en daar's ruimte. Ook water. Maar hoekom die derde put? Nee, dis so, dan die nuwe vertaling, Isak noem dit toe Sitna, die derde put. Ja, wat beteken? Ruimte. Esek beteken rusie, Sitna beteken aanklag en Rehoboth beteken ruimte. Ja, so die derde een is Rehoboth. So, hier het ons ruimte vir mekaar, seker? Maar 3, sal julle ook onthou, simbolies in die Bybel is God se getal. Dis die getal van volheid, 7 natuurlik ook. Maar ook 3 is die getal wat baie keer gesien het as dit neem byvoorbeeld 3 dae om 'n taak te voltooi. So dit dui iets van voltooidheid aan. En by hierdie derde put, dis nou net toevallig, hulle het nou hom oopgegrawe en daar was water en ook sterk water en daar's niks meer twis nie. Maar as ons dink in die heilsgeskiedenis en ons dink bietjie verder vorentoe, uit die aard van die saak, die eerste lesers wat nou hierdie verhaal gelees het, sou dit dalk nou nie so ingesien het nie, maar ons wat nou nog verder is en nog meer verhale sien, kan ook sien, maar hier word alreeds iets gesuggereer van die Here se hand. Ten spyte van al die twis wat heeltyd hier aan die gang te gebeure is die hoofkarakter nog steeds die Here. Ons lees van sy seëninge, ten spyte van al die rusie en die nonsens wat Isak aanvang, die leuns wat hy vertel, die Here seën, want hy het 'n belofte gemaak. Ek het hier 'n gevoel dat Isak het gehou van hierdie twis en hierdie onder mekaar beklei oor die putte. Dis hoekom hy elke keer skuif na Ja, met die hoop dat ergens te iewers moet dit ophou, en dan hou dit op. Maar tog sien ons daaraan in dit die handewerke, heel subtiel. Ons noem dit 'n motief. Ja, ekskuus, wie se hand was hier op, Tanyana? Isak sien ons tog as 'n iemand wat die Here ken. Ja. As ons nou eers sien voor sy kinders se geboorte, gaan raadpleeg hy die Here. Ja. Maar dan as hy daar kom by sy waar hy bang is hulle vat sy vrou. Ja. Dan vertel hy leuns, hy vertrou nie op die Here nie. Want hy gaan hier by die putte kan 'n mens weer lees wat hy sê die Here het vir ons ruimte. Daar gee hy erkenning aan die Here. Maar kom vertrou hy dan nie op die Here vir sy vrou nie. Mag nie so vra. Nee, mens kan enigiets vra, maar ek dink dit wys juist net die mens maak foute. Maar dat hy dan wraggies met sy vrou die fout moet, dis dan nie aan nie. Sy moet ten minste mos eerste in sy lewe wees. Of homself, want hy sê hy is bang hulle maak hom dood. Ja, daar het ek mos nie baie aandag aan vroue. Nee. En tog lees ons, en dit is so, dit maak nie sin nie. Abimelek kyk by sy venster uit en hy sien die man is besig om Rebekka te liefkoes. As ek Rebekka was, of jy gesê, luister, hou jou hande van my af, kry jou ry. Jy wat nou maak asof ek nie jou man is nie, nou wil jy kom liefkoes, en dis ons menslike reaksie, né? Wel, dis af van myne. Ja, die verhaal klink die mekaar, dit is, klomp goed maak nie sin nie.
Want dit wys vir jou en vir my die mense natuur. Baie goeders wat ons doen, maak nie sin nie. Nog verskyn die Here die aand aan hom Ja, en sê vir hom, moenie bang wees. moenie bang wees nie. Ek sal jou beskerm. Ek weet jy, jene tog, my Engels en Afrikaans operate. Ek weet jy funksioneer vanuit 'n bron van vrees. Dis menslik. En daarom kyk die Here dalk juis met sagte oë na hom, anders as wat ons doen. Ons kyk nie met sagte oë na mense nie. Wel, nie vir algemeen nie, maar ons baie keer is ons maar maklik en vinnig om te oordeel. Maar die Here sien die groter prentjie. Hy weet waarheen hy op pad is met die mens. Iets wat ek net aan die begin, waar het ons begin lees, vers 26, na die eerste hongersnood vroeër in Abraham se tyd was daar weer 'n hongersnood in die land. Isak het toe na Gerar toe getrek, na koning Abimelek van die Filistyne toe. Toe het die Here aan hom Isak verskyn en vir hom gesê, moenie Egipte toe trek nie, bly waar jy is. Bly waar ek jou sê in hierdie land. So die Here het vir hom gesê, bly hier. En in dieselfde asem as die Here vir hom sê, bly hier, dan moet hy toch, maar as die Here sê, ek moet hier bly, dan gaan die Here my mos beskerm ook. En dan gebeur die teenoorgestelde. Dis asof hy dit vergeet. Waarom? En die Here het gesê, en jou voorspoedig maak. Ja. En toe dit nou begin goed gaan met hom, toe was hy mos nou geweet, Ja. dat die God is getrou. Ja. Maar nou maar dit is nou interessant, né? Dit gaan met hom goed. Nou kom maar jakkalsies. Ja. Daar kom moeilikheid. Die Filistyne, daar's jaloesie, daar's afguns. Skielik is hy bang oor, maar hulle gaan nou my vrou sien. So dis asof die voorspoed is daar, maar wat doen die duiwel? Hy bring ander goeders in, sit struikelblokke in jou pad, maak hom bang en hy vergeet. Desnieteenstaande bly die Here getrou en hy hou aan om te seën. Soveel so dat Abimelek op 'n stadium vir hom sê, nee, ek dink julle moet nou gaan, want nou is julle te sterk. Nou is julle te groot vir ons. Louis? Omwilkie. Wat vir my iets sê dat Isak moet naby aan die Here geleef het, want as jy nie dink as 'n geskiedenis, hy het op die altaar gelê toe sy pa wou geoffer het. En dit moet sy hele lewe lang doen, dat sy pa het met die Here sal sorg, en hy het beleef dat die Here iemand in sy plek gegee het. Die storie word oor en oor herhaal. Ons vergeet. Die Here is vir ons goed. Kom die eerste effense krisis of groot krisis, dan vergeet ons weer. Maak jy verkeerde keuses. Die storie van die mens. Maar ons kan vir mekaar bemoedig, ook in ons eie verhale en ons eie situasies, dat die Here bly getrou. Hy is met ons. Op daardie noot, dink ek, ons gaan dit hier halt. En dan help julle my onthou, dan volgende week lees ons verder. Van vers 24. Vers 23, het ek net 'n klein kolletjie maak. Daar sê. Nou vrede vir julle. Wees soet. Wees warm. Dan sien ons, volgende week is blykbaar 'n vakansiedag. Gaan julle vakansie hou? Ja, so julle gaan nêrens heen nie. Okay, ek ook nie. So sien ons mekaar volgende week. Sabi. Wanneer? Nou, Dinsdag wat kom?
So stil of Ja, dis nie, dink ek. maar het dit nou skielik gekom of is nou al 'n lang? Dinsdag gaan sit. Maar is dit nou het hulle nou gesê dis nou tyd? Nou ja, dis my gebeur. Ek gaan self hoes toe dop. Okay, hoor julle maar kom ons bid sommer nou saam. Sy skies tuis. Ja. So wanneer ry julle maandag? Ons ry Sondag want ek moet maandag die ortopeed sien. Okay, al die preps vooraf en so. Ja. Ah, So jene. ons maak so verskoning tot die 16de Mei. Okay, doodreg. Nou maar goed, kom ons bid saam. Here, ja, ons wil sommer nou hier voor ons uitmekaar uit gaan ook nou reeds al vir Zybe en Koos in die opdra as hulle Kaap toe gaan, Stellenbosch toe. En vra dat jy die pad vir hulle gelyk sal maak en ook met die operasie en alles wat daarmee gepaard gaan. Vra ons Here dat jy ook vir haar sal bewaar, dat dit 'n sukses sal wees, dat sy pynvry sal wees en Here dat sy ook 'n spoedige herstel sal hê. Dankie dat ons op U kan vertrou. Ons weet ons lewens is in U hande in Jesus se naam. Amen. Sterkte.